Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou 'n pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens van my Pastor Alta. Wat 'n voorreg om weer vanaand vir u te groet. Ek ag dit vanaand 'n geleentheid, 'n eer wat op my val om weer die evangelie te verkondig. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer en Meester, wil u vanaand die gedagtes seën in Jesus se naam met baie danksegging. Amen. Ek is vanaand vir die Here in besonder dankbaar vir die gedagte wat God my gegee het, wat ek dink baie keer laat ons na as die mens om dinge te doen wat natuurlik naby die hart van God is, of dade wat God natuurlik op die aarde kan neerkyk, wat vir hom natuurlik verhoog. En dit is nogal vir my 'n riem onder die hart om dit te besef, hoeveel dade is daar wat ons kan doen, wat ons soms nie doen nie, en baie keer daardeur kan ons onsself benadeel, maar ook my naaste. Ek dink, 'n mens se naaste speel 'n belangrike rol, maar voor ek daar gaan kom, by die verhaal wil ek iets vir u noem. Ek dink, ek lees iets wat vir my geweldig natuurlik tref. Spreuke 12:14 sê, die daad van 'n mens se hand kom op hom terug. Baie keer laat 'n mens byvoorbeeld na om goed te doen en ons besef nie die daad keer terug na ons toe nie. Ek dink toe Kain sy broer Abel doodgemaak het God vir hom gesê dat die bloed van jou broer roep van die aarde na my toe, wat sê natuurlik dat in die Here sê vir hom, die aarde sal sy opbrengs aan jou nie gee nie. So wat sê die Here, hy sal altyd moet vlug vir sy lewe, want blood search for revenge. En ek dink, omdat die woord sê, die daad van 'n mens se hand kom na jou toe terug, moet 'n mens so versigtig wees, wat 'n mens doen, wat jou kan bevoordeel of benadeel, deur dade wat deur jou hand gaan. Elke daad gaan natuurlik deur 'n mens se hand, maar as nog iets, wat ons ook moet waak oor, Spreuke 18:20, van die vrug van sy mond word sy maag versadig. Baie keer ons as mense gebruik ons woorde roekeloos, ons vervloek in plaas van seën. Nou sê die woord, wanneer jy jou woorde roekeloos natuurlik gebruik, of jy vervloek mense, sal jy die vrug daarvan eet. Dit bepaal die kos in jou koskassie, sê hierdie skrif. Die vrug van jou mond, daardeur die opbrengs daarvan word jou maag versadig. En daarom kom God vanaand deur die Gees om vir ons natuurlik net te wil beklemtoon die belangrikheid van dinge wat jy sê, van dinge wat jy doen, wat jou gaan benadeel op aarde. Spreuke 24:4 sê, hy wat rein van hande is, halleluja, kan in die huis van die Here gaan, sy hande ophef na God toe en vir God aanbid, wanneer jou hande rein is. Job 18, dink ek vers 9, nogtans hou die regverdige dan vas aan sy weg, want die wat rein van hande is, neem toe in krag. Baie keer besef ons nie as mens nie, dat wanneer my hande rein is, halleluja, dan kan ek toeneem in krag. Dinge gaan gebeur, alles wat ek doen gaan vir my in goud verander, maar ons as mens let nie daarop elke daad wat deur ons hand gegaan het. Nou Job 11:14 sê wat vir my geweldig is, hy sê, as daar ongeregtigheid is in jou hand, verwyder dit,
en laat geen ongeregtigheid in jou tent woon nie. So wat sê hy, die woord hier? Hy sê wanneer daar ongeregtigheid is in jou hand, waar jy bloed vergiet het, waar jy gesteel het, of iemand seer gemaak het, laat jy toe dat daar ongeregtighede in jou tent is. Die vyand kan kom, jou berowe of seer maak, want jy het iets natuurlik van hom, wat sigbaar is, wat hy kan sien, deur dade wat natuurlik deur jou hande gegaan het. En God wil vanaand vir ons, jong mense sê in Suid-Afrika, wees versigtig vir ons almal met wat deur jou hande gaan. So jou krag daardeur word natuurlik ook, kan jy kry in jou hande, jy kan dinge vermag, jy kan die leer van sukses klim, jy kan bo uitkom, halleluja, alles wat jy doen, sal vir jou in goud verander. So is belangrik dat 'n mens moet let op jou hande en dade wat natuurlik deur jou hande gaan, wat jou in die lewe natuurlik kan bevoordeel of benadeel. Daar is vir die begin en hier kom die gedagte. God se woord is opgeteken in Lukas 10 vers 25. En daar was 'n sekere wetsgeleerde opgestaan wat hom versoek het vir Jesus en deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is dit in die wet geskrywe? Hoe lees jy? Hy antwoord, jy moet die Here jou God liefhet uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wou hom regverdig en sê vir Jesus, wie is my naaste? Jesus antwoord en sê vir hom, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. Bygeval het 'n priester met die pad gekom, toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so ook die Lewiet het by die plek gekom, het hom gesien en aan ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gevoel en hy het na hom gegaan, sy wonde verbind, olie en wyn daarop gegooi en hy het hom toe op sy pakdier gehelp en hom na die herberg geneem en vir hom gesorg. En met die volgende môre, toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 peddings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3 dink jy was die naaste aan hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen net so. Nou, dis vir my 'n wonderlike verhaal wat ek vanaand saam met u wil deel. Barmhartigheid roem teen die oordeel. Wanneer ek barmhartig is ek medelydend, ek het 'n meegevoel, ek project myself mentally in somebody's circumstances, ek kan voel of ek probeer my sympathiseer op 'n manier, ek gaan nie voel wat die persoon voel nie, maar ek gaan probeer verstaan, halleluja, my inleef om te verstaan waar die persoon gekom het. En ek dink ons lewe in 'n tydvlak waar baie van ons, soos die Lewiet en die priester, op aarde is ons net bedrywig, maar ons is nie produktief nie. Ons het soms te doen die kerk met die werk van die Here, behalwe die Here van die werk. En God wil vanaand vir ons beklemtoon hoe belangrik dit is. Hy sê, kyk na die armes, doen goed aan jou naaste, bid vir die wat jou beledig en vervolg. So die opdrag lê God by ons, halleluja, om barmhartigheid te bewys aan ons naaste. Jesus kom op 'n dag by waar die man gelê het, 38 jaar lang by die bad van Bethesda. En op 'n bepaalde tyd het die engel die water geroer en die wat eerste ingespring het na die roering van die water het gesond geword. En die man lê 38 jaar daar. Jesus vra hom, wil jy gesond word? Wat ek sien in hierdie verhaal is, baie keer is ons so bedrywig, dat ons eens gaan stilstaan by mense, om vir mense te vra, halleluja, hoe gaan dit, of wat kan ek vir jou doen nie?
Toe Jesus vir die man vra wat 38 jaar lank lê, kan ek vir wil jy gesond word? Toe sê hy, Here, ek het niemand om my in die water te sit nie. So vir 38 jaar was daar mense wat nie eens gedink het in sy toestand nie, wat hom net gesien het, maar nie verneem het na welstand nie. So gaan ons verby mekaar elke dag, maar ons verneem nie na welstand van mekaar nie. So ek sien nie of dis ons lewe verby mekaar op aarde, want niemand belangstelling toon aan mekaar nie, en die Here wil vanaand sê, dit is hierdie manier nie. Ek moet my kan inleef, ek moet barmhartigheid bewys aan mekaar. Barmhartigheid het soms niks te doen met geld nie, maar dit het te doen hoe ek by iemand gaan stilstaan, alles het om net om te verneem, om soms net te hoor waar mense is, en baie keer kan ek bid vir die situasie, ek kan iets doen omtrent die situasie, vir die probleem wat die persoon het, maar as ek stil gestaan het, sou ek geweet het, waar is die persoon in sy lewe, om hulp te kon aangebied het. Barmhartigheid speel 'n groot rol. Daar het 'n man langs die pad gelê, die priester het verbygegaan en die leviet, toe kom maar barmhartige Samaritaan. En weet jy wat my wonderlik is van hierdie Samaritaan? Hy het die man gesien lê en hy het hom innig jammer gevoel, so het medelee gehad. Hy het homself gesê, dit kan moontlik met my ook gebeur het, want baie keer, dit wat 'n mens saai, gaan jy maai. Wat saai jy vandag wat jy môre gaan maai? Hy het ook geweet, in die samelewing, in die dorp wat hy bly, is daar so baie mense wat nie omgee vir mekaar nie, laat ek die begin wees en maak, om belangstelling te toon, om 'n verskil te maak in iemand se lewe, en hy gaan na die man toe, verbind sy wonde, help hom op die pakdier, en vat hom na 'n herberg. Weet jy wat dink jy het gegaan, deur die persoon aan wie die daad gedoen het, sy gedagte is? Moontlik wil hy bloed vergiet het, moontlik het hy gedink, ek gaan weer die wens neem, maar die daad wat die persoon gedoen het ge-overshadow, dit wat hy gedink het, die daad het 'n impak gehad in sy gees. Hier's iemand wat hom oorferm het oor my, en nie vir my, natuurlik by die dood laat lê het nie. Op 'n dag in my lewe sal ek nooit vergeet nie, toe gaan doen ek hospitaalbesoek by Somerset Hospitaal in die stad. En die Here stuur my uit saam met ons ouderling en sy vrou, ons gaan besoek een van ons broers. En terwyl ek in die kamer kom, sien ek dat 2 mense saam met hom wat daar lê, en by die einde vra ek vir my broer, kan ek bid, maar kan ek ook vir die mense bid, wat daar natuurlik sit in die kamer. En hulle stem saam dat ek kan vir hulle almal bid. Maar weet jy wat gebeur toe ek klaar gebid het vir die mense? Toe sê die een man vir my, hy sê vir my, weet jy, ek is 55 jaar oud, nog nooit het iemand vir my gebid nie. My geloof sê oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Hy sê ek lê al, iemand het vir my, hulle het my seer gemaak, vir my in die veld gelos, vir dood gelaat, my in die slaap gesteek en my net daar gelos, toe dink ek is dood, maar ek was in 'n koma. En weet jy wat doen die Here toe? Hy sê, iemand het vir hom gesê, was in 'n ander ward, hy moet kom wag by die ward, ek kom van Atlantis, die Here stuur my na die kamer waar my broer in slaap. En weet jy wat, hy was die Here, en hy sê vir my, nadat ek vir hom gebid het, sê iemand vir hom, is natuurlik die gees van die Here, dat hy moenie, hy gaan môre, moet hy die hospitaal het ontslaan, en sy hoofdoel was, om haar die mense te gaan soek en vir hulle seer maak, maar 'n stem sê vir hom, moenie bloed gaan vergiet nie, so getrou is die Here. Wat doen ek wat ek 'n verskil kan maak? Ons is op aarde gesit om 'n verskil te wees en om 'n verskil te maak. Maak ek 'n verskil? Staan ek uit? Doen ek dinge waar iemand kan sien die goedheid van die Here? Waar ek liefde uitstraal tot my naaste, dat my naaste van gedagte kan verander op die pad wat hy is, om hom terug te bring, halleluja, dat hy die pad van die Here vind. Medelee. Bedoel ek barmhartigheid. Ek dink Jesus kom op 'n dag in sy lewe, hy gaan deur 'n dorpie, waar 'n blinde man buite die stad sit, en hy skree uit, blinde Bartimeus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Hy roep al harder uit,
En Jesus hoor, is iemand wat weet wie is hy, halleluja, wanneer raak die profesie aan. En Jesus gaan staan by hom stil en vra hom, hy sien die man is blind, maar hy vra, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Hy sê, Here, dat ek mag sien. Hy sê, Here, vir jare het ek gehoor van u, terwyl ek groot gemaak word in die kerk. Maar vandag hoor ek wie u is in die werke wat u doen, toe besef ek, u is die seun van Dawid. Ek wil graag vir u sien wat die wonderwerke doen. Ek wil nie net hoor daarvan nie, mondelik verstaan die mense wat om u loop nie die impak van wie u is nie. Maak my 'n aanskouer van u heerlikheid, en hy kry die geleentheid tot Jesus natuurlik vir hom sy oë open om die heerlikheid van God te kan aanskou. Wat wil die Here sê vanaand? Vir my en vir u. Dat ons moet kom waar ons meegevoel het met ons naaste. Ons moet kom op die plek, die wat sterk is, sê God se woord, Romeine 15:1, is die verpligtinge om die wat swak is te help. Is ek daar om hulp aan te bied? Is ek daar soms finansiëel om te gee? Is ek daar om hospitaal te gaan besoek? Gevangenisse, om by iemand te wees wat verlies natuurlik meemaak in die lewe? Is ek daar om ondersteunend te wees? Al kan ek hierdie pyn wegneem nie, maar my teenswoordigheid self sal vir iemand sê dat ek is vandag hier omdat ek meegevoel het. Halleluja! Woorde kan nie beskryf vir waartoe u gaan nie, maar selfs my teenwoordigheid hier is net 'n bewys dat ek deel my hart met u vandag, mevrou. Wat wil die Here sê? Soveel mense is in Suid-Afrika en verskillende lande gaan deur baie dinge, as soveel lewensverlies wat mense ervaar. Maar as ek daar om 'n verskil te maak en 'n verskil te wees, deur om my hand uit te steek, om net daar te wees vir 'n persoon, sodat die persoon kan steun op die geloof wat ek uitstraal na hom toe, wil die Here vanaand vir iemand sê, dat God verlang van ons, halleluja, om regstellende aksies te doen teenoor ons naaste, om te gee, om stil te staan, om hand uit te steek, om soms net daar vir iemand te wees, sonder woorde sê jy klaar vir iemand, hoe belangrik die persoon en wat die persoon vir jou beteken. Die grootste beloning vir jou werk is nie wat jy daarvoor kry nie, maar wat jy daardeur word. Wat doen jou? Wat doen jy wat jou laat uitstaan? Halleluja, sodat mense kan sien dat die liefde van Christus, halleluja, is in my en dit skyn en ek straal dit uit. Deur God se liefde word 'n mens gedring om goeie werke te doen. Deur God se liefde, halleluja, maak dat ek sal omgee vir my naaste. Hoe kan ek jubel wanneer iemand in pyn verkeer? God wil hê ek moet my ontferm, ek moet bid, ek moet iets drasties doen omtrent die probleem. En hierdie barmhartige Samaritaan het iets gedoen. Halleluja, hy het die persoon se wonde verbind. Hy het olie en wyn daarop gegooi, hy het hom sy pakdier gehelp, halleluja, na die herberg geneem, vir hom gesorg, en vir die herbergier gesê, enige onkostes sal ek betaal, indien hy langer gaan bly, sit dit op my rekening. Hy was bereid, halleluja, om alles wat hy het te deel met sy naaste. Doen ek dit? Waar ek alles deel met my naaste? Wat hierdie barmhartige Samaritaan gedoen het, hy verhoed dat die volgende statistiek van die dorp natuurlik 'n opening kry om weer geweld in te bring of aan te doen aan iemand. Hy het verhoed, halleluja, dat iemand natuurlik vry kan kom van misdaad af, halleluja, om weer natuurlik geweld te gaan doen, om seer te gaan maak, om nog skade te verrig in hulle gemeenskap. Het hy deur goed doen, barmhartigheid, gewin die persoon, halleluja, om hom van gedagte te verander. Wil die Here vanaand vir my en u sê, dat so baie wat ons kan doen, maar as ek bereid, halleluja, om te sien, om stil te staan, om betrokke te raak by die plan van God, sodat ek my aandeel, wat ek moet doen aan my naaste kan volbring. Ek dink, hierdie man wil om regverdige, die wetsgeleerde, maar toe besef hy
dat barmhartigheid roem teen die oordeel. As ek nie gaan goed doen nie, as ek nie medelydige het met mense nie, as ek nie gaan verstaan wat deur mense gaan nie, wil die Here vanaand sê, barmhartigheid speel 'n groot rol en my en u se lewe is dit wanneer jy hartsake doen, wanneer jy begin te jou inleef waar mense verkeer. Jesus kom op 'n dag, toe kom die fariseërs en die skrifgeleerdes weer hulle goeie vrou wat op 'n daad van egbreek betrap was, gooi hulle vir hom neer en sê, Here, hierdie vrou is betrap op die daad van egbreek. Volgens die wet van Moses moet sy gestenig word, wat sê u? En weet jy, Jesus, die hoofdoel van hulle wou hom natuurlik iets teen hom hê, maar die Bybel sê, hy skryf op die grond, hy sit en hy skryf, halleluja, en na lang tyd sê hy vir hulle, jy wat die getuie gebring het van die vrou, jy het haar betrap, jy is nou die getuie dat jy haar gevang het, jy wat die getuienisdraer is van haar, ek wil hê, jy moet die eerste klip op haar gooi. Hy kon nie. Toe was hy in sy gewete getuigtig natuurlik bestraf. Halleluja, want hy was 'n skuldenaar dat hy ook sulke dinge doen, maar hy is hier om vir Jesus, nie die vrou nie, hy is hier natuurlik om iets teen Jesus te kry. En die Here vra, vrou, waar is jou beskuldenaars? En hy sê, Here, hulle is hier nie. Hy sê, gaan jy heen, moenie meer sondig nie, want die waarheid het gekom, halleluja, Jesus was die waarheid, die wet het deur Moses gekom, maar die genade het deur Jesus gekom, en hy betoon na barmhartigheid deur om haar te vergewe, maar om vir haar te sê, jy moet dit nie meer doen nie, want hulle weet nie hoe die vrou daar gekom het, was sy terwyl hulle vir haar vang nie. Baie keer, halleluja, moet jy betrokke raak by mense om te verstaan waardeur mense gaan. Baie keer moet jy stil staan om te verstaan, halleluja, waar mense kom in die lewe of wat hulle doen, waar hulle natuurlik beland in gevangenisse, verskillende plekke, waar mense natuurlik dwelmverslaafdes is. Moet jy weet, hulle het 'n storie om te vertel, maar as ek bereid om stil te staan, om die storie te hoor, om dan 'n verskil te maak in iemand se lewe. Wanneer ek my hand uitsteek na my naaste, dan doen jy baie. Iemand se lewe kan radikaal verander, iemand kan van gedagte verander, iemand kan van gesindheid verander, wanneer ek betrokke raak en ek betoon barmhartigheid aan my naaste. God wil vanaand vir iemand sê, in Suid-Afrika, die tyd het aanbeweeg. Die arme sal ons altyd het, ons kan iets doen vir hulle, maar ook vir die arme, jy hoef nie arm te bly nie, jy kan verander, halleluja, in jou manier, in jou gedagte, jou houding, jou gesindheid, as jy jou tot God bekeer, halleluja, kan baie dinge vir jou verander, en jy hoef nie te bly soos jy is nie, want God kan jou verander, wonderlik verander in dit wat jy moet word op aarde. Wil die Here vanaand vir ons sê, barmhartigheid speel 'n groot rol, wanneer ek goed doen aan my naaste, wanneer ek medelydend is, halleluja, wanneer ek empatie en simpatie betoon aan my naaste, kan dinge gebeur. En baie keer verstaan mense nie waar mense kom nie, tot jy betrokke raak in God se groot plan, dan verstaan jy hoekom mense daar gekom het. Jesus kom en daar was 'n vrou wat 12 jaar lank in bloedvloeiing gekom het. Vir 12 jaar lank, halleluja, het sy geld uitgegee op geneesheere. En hulle het nie die oplossing gehad nie, maar hierdie vrou het tot God gebid en vir die Here gevra, Here, gee vir my uitkomste van my probleem. En op 'n dag, halleluja, toe gaan Jesus verby die plek, en toe moet sy moeite doen om uit te beweeg, en toe raak sy die soem van sy kleed aan, en Jesus sê, iemand het my aangeraak. Halleluja, hulle sê, Here, so baie het u verdring. Hy sê, iemand het my nie geloof aangeraak, want krag het van my binnestaf uitgevloei. Jesus bewys barmhartigheid aan haar, 'n bloedvloeiing stop, halleluja, en God gee vir haar genesing. Iemand se genesing hang af van my gedrag. Hang af, halleluja, van my bydra om 'n verskil te maak, om liefdesdade te doen, om my mentally te project in iemand se omstandighede. Wil die Here vanaand vir iemand sê, God is bymagtig, wanneer ons toetree, kan ons 'n verskil maak in ons gemeenskappe, ons kan 'n verskil maak in Suid-Afrika, ons kan 'n verskil maak in die wêreld, en ek kan 'n verskil wees in my eie huis, as ek net begin te kom op die plek, halleluja, om meer, halleluja, betrokke te raak,
present in die present moment te wees, wanneer mense voor my is, of my kinders, wie dit ook al is, om te kan kyk en te verstaan waardeur mense gaan. Hierdie verhaal spreek boekdele. Ek dink die vir 'n persoon wat vir Jesus gesê het, wie is my naaste? Tot God om die storie klaar vertel. Hy wil geweet het, halleluja, want dit is dalk een ding wat hom kort gekom het, dat hy nie geweet het wat om te doen aan sy naaste nie. Moontlik het hy gedink sy naaste is net sy eie bevolkingsgroep, wil God vir hom gewys het, dit strek verder, halleluja, as net jou eie bevolkingsgroep, jy moet regstellings doen aan almal wat om jou is, as dit in jou mag is om dit te doen. En toe hy die prentjie kry, halleluja, sê God vir hom, gaan heen en doen dit net so. God wil vanaand vir iemand sê, vir ons in Suid-Afrika, dit wat ek gaan doen, deur my hand, halleluja, deur my teenswoordigheid, deur om betrokke te raak, kan ek 'n groot verskil maak in mense se lewe. Iemand kan van gedagte verander, van houding, gesindheid, maniere, kan van koninkryk af oorbeweeg na die volgende koninkryk toe, halleluja, kan vernuwe word, kan, wanneer ek die daad doen, kan ek seker maak dat die liefde wat in my is, dring ook iemand anders se lewe binne. Ek het by die einde gekom. Barmhartigheid roem teen die oordeel. En God wil hê dat ons medelydend moet wees, ons moet sag wees, ons moet meegevoel het, wanneer mense in leed, pyn, seer, deur omstandighede gaan. Mag God ons help in Suid-Afrika, dat ons betrokke raak by die groot plan van God, deur om liefde uit te straal, deur om stil te staan, halleluja, deur om te kom, om net te verstaan waardeur mense gaan. En as ek daai gaan doen, sal God vir my seën, halleluja, waar die liefde van God my binnendring, en ek het uitleef, sodat daar 'n verskil kan wees om ons, met my ook, halleluja, sodat daar ook nuwe dinge deur my lewe vloei. Ek het by die einde gekom, kom ons bid saam. Wonderlike Here en Meester, wil hierdie gedagte seën, wil U ons help, liewe Here, en wil U ons genade gee vandag, trek ons onder die bloed, gaan vir ons vooruit vandag, in Jesus se naam, liewe Here, selfs hulle wat vanaand geluister het, die woord, liewe Here, seën dit tot ons harte, in Jesus se naam, amen. Ek het by die einde gekom, ek groet U, Pastor Alta, tot 'n volgende keer. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.